Goeiemôre. Ons gaan vandag aandag gee aan die bankrekonsiliasiestaat. Dis baie belangrik om te bepaal watter maand se boeke is ons tans besig mee. As ons kyk na die bankrekonsiliasiestaat wat verskaf is, was dit op 31 Mei. En as ons kyk na die joernale, is dit 30 Junie. Dit beteken die bankrekonsiliasiestaat van die vorige maand word gegee sodat ons kan bepaal of die bank gedurende Junie die transaksies wat uitstaande was in die vorige maand voltooi het en of hulle hierdie foutiewe deposito in die vorige maand reggestel het. So die hele doel van die bankrekonsiliasiestaat van die vorige maand is om te bepaal het hulle dit in hierdie maand gedoen. So dan gaan ons net die transaksies afmerk teen die vorige bankrekonsiliasiestaat. In hierdie oefening het hulle nie vir ons die bankrekening gegee nie. Dit beteken ons moet bepaal wat was ons bankrekening se saldo aan die einde van die vorige maand, want dit gaan ons beginsaldo wees in die huidige maand. As ons byvoorbeeld 'n T-rekeningkie trek, die 685 is aan die debietkant, so ons sal dit aan die debietkant skryf. Depositos in die bank se boeke is altyd aan die kredietkant. Die checks is almal aan die debietkant, so ons gaan die checks aan die debietkant skryf. 100, 105, 280 en die foutiewe deposito het hulle vir ons gesê moet gedebiteer word. So dit beteken die 90 sal ook aan die debietkant wees. En dan kan ons hierdie rekening saldeer om te bepaal wat is jou banksaldo vir die huidige maand. Of jy kon net gegaan het en gesê het watter syfers moet bymekaar getel word en watter moet afgetrek word. Die enigste syfer wat nie aan die debietkant nie is die uitstaande deposito. So dit beteken die uitstaande deposito is positief en al die ander inskrywings is negatief. Die saldo wat ons kry wanneer ons hierdie berekening doen, is die saldo waarmee ons bankrekening sal begin. Die debietkant was groter as die kredietkant, so dit beteken ons moes by die kredietkant 480 byvoeg, so ons het die begin van die maand begin met 'n kredietsaldo van 480, wat in ons boeke aandui dat ons geld skuld vir die bank, so dit is 'n oortrokke bankrekening. Die kontantontvangstejoernaal en die kontantbetalingsjoernaal se inligting word vir ons gegee aan die einde van die maand. So dit is die totale wat hulle bereken het nadat hulle al die transaksies gedurende die maand aangeteken het. En ons gaan dus nou begin deur die kontantontvangstejoernaal te begin met hierdie totale en die kontantbetalingsjoernaal te begin met hierdie totale en dan sal ons die addisionele inskrywings aanteken. En hier kan ons sien die totale wat gegee is, word aan die 30ste aangedui en die kontantbetalingsjoernaal word die totale ook op die 30ste aangedui. Dit sê vir ons dat hulle die boeke afgesluit het voor hulle die bankstaat ontvang het. En dit is hoekom hulle vir ons totale gee tot op daardie stadium. Enige transaksies wat nou voortvloei uit die bankstaat sal dan addisioneel bygevoeg word by die kontantontvangstejoernaal of by die kontantbetalingsjoernaal. Op 30 Junie toon die bankstaat 'n kredietsaldo van 3358. So ons gaan ons bankrekonsiliasiestaat begin met die saldo waarmee die bankstaat geëindig het en dit sal altyd die saldo wees aan die einde van die maand. In ons kontantontvangstejoernaal en betalingsjoernaal het ons die totale aangedui aan die einde van die maand, sodat ons kan wys wat gaan die invloed wees van die inskrywings wat ons voltooi wanneer die bankstaat ontvang word. In die bankrekening het ons begin met die beginsaldo, want dit was die laaste keer wat ons 'n inskrywing in die bankrekening voltooi het. So dit beteken dit is ons laaste inskrywing en dit is waarmee ons gaan begin in die bankrekening. Die bankrekonsiliasiestaat wil ons aangaan waar die bank opgehou het en hulle het op 30 Junie bepaal dat hulle 'n kredietsaldo het
Dit beteken ons gaan begin waar die bank opgehou het en wys wat is die invloed van die addisionele inskrywings. Wat baie belangrik is om te onthou is dat in ons boeke is bank 'n bate en bates vermeerder aan die debietkant en verminder aan die kredietkant. Uit die bank se oogpunt is ons vir hulle 'n las, want hulle moet vir ons hierdie geld terugbetaal. So hulle vermeerder hulle boeke aan die kredietkant en verminder aan die debietkant. So enige inskrywings wat ons aan die debietkant van die bank gaan skryf, sal in hulle boeke aan die kredietkant geskryf word. En enige inskrywing wat ons in ons bankrekening aan die kredietkant toon, sal hulle in hulle boeke aan die debietkant toon. 'n Vaste deposito by Absa vir R6.000 het verval en die bedrag plus rente vir 6 maande teen 6% per jaar is in die bankrekening gedeponeer. So die bank het klaar hierdie inskrywing aangeteken, dit het op die bankstaat verskyn. Ons gaan nou moet aanteken dat hierdie bedrag terugbetaal is in ons gewone bankrekening, in ons lopende bankrekening. En hulle direk die 6.000 inbetaal plus die rente vir 6 maande. Ons sal die inskrywing kontant ontvangste joernaal aanteken, want dis geld wat direk in die bankrekening inbetaal is, en ons sal aandui dat die geld van Absa af ontvang is. Die rente is 6.000 teen 6% vir 6 maande, gee vir my R180. So die bank het in ons chequerekening 6.180 inbetaal. Dan gaan ons dit verdeel in die diverse rekeningkolom om te wys dat 6.000 moet oorgeboek word na die vaste deposito rekening en R180 moet oorgeboek word na die rente op vaste deposito. 'n Tjek van Haastyn ontvang vir kontantverkope op 15 Junie vir R400 is deur die bank teruggestuur weens onvoldoende fondse. Dit beteken dit is 'n geweigerde tjek of 'n gedishonoreerde tjek. Ons het R400 by Steyn ontvang en dit in die kontant ontvangste joernaal aangeteken as verkope. Ons kan nie die verkoopstransaksie kanselleer nie, want hierdie persoon het al klaar hierdie goed gebruik. Ons kan slegs die tjek kanselleer en nou moet ons aandui dat Steyn skuld nou vir ons die geld, so ons gaan basies 'n debiteer moet skep. Toe ons die geld ontvang het, het ons dit in die kontant ontvangste joernaal aangeteken, so ons moet hierdie inskrywing kanselleer in die kontant betalingsjoernaal. En ons sal in die kontantbetalingsjoernaal wys dat Haastyn het 'n VT-tjek gehad. Ons gaan die geld in die bank verminder, want ons het nie meer die geld nie, en alhoewel dit kontantverkope was, skuld hy nou vir ons die geld, so hy word nou 'n debiteer van die besigheid. 'n Aftrekorder is op die bankstaat. Dit is vir 'n betaling vir 'n versekeringspremie. Die maandelikse paaiement wat ons betaal vir versekering word 'n premie genoem, maar ons grootboekrekening is slegs versekering. Aftrekorder teken ons by die bank waar ons vir die bank instruksies gee om elke maand R80 aan Sanlam oor te betaal. Dit beteken dat dit is net soos 'n tjek. Dit is geld wat uit die bankrekening uitbetaal word en ons gaan dit aanteken in die kontantbetalingsjoernaal. En ons sal aandui dat daar 'n aftrekorder is vir Sanlam R80 en die bedrag sal oorbetaal word na die versekeringrekening. Check nommer 535 vir 81 en 538 vir 110 kom nie op die bankstaat voor nie. So ons gaan nou kyk of dit uitstaande checks van die vorige maand is en of dit checks is vir die huidige maand. So check 535 en 538. En as by die vorige maand kom, sien ons dat nie een van hierdie twee checks was uitstaande by die vorige maand nie. So dit beteken, dit is checks wat in die huidige maand uitgereik is,
wat nog nie deur die bank gewissel is nie. Die bank sal dus hierdie checks in hulle rekening aanteken op die bankstaat wanneer die geld uitbetaal word in die toekoms. Enige inskrywings wat die bank nog in die toekoms moet voltooi, word in die bankrekonsiliasiestaat aangeteken aan die kant wat die bank dit sal voltooi. So as ons deposito's het in die bankstaat, verskyn dit op die kredietkant, checks verskyn aan die debietkant en ons sal wys dat hierdie twee checks sal in die toekoms deur die bank uitbetaal word. Weens die feit dat voorraad beskadig is die betaling van check 540 vir R100 ten gunste van Olivetti gestop. Geen inskrywing is voltooi nie. So dit beteken ons is ontevrede oor die voorraad wat ontvang is en daarom stop ons die check by die bank. Toe ons die check uitgeskryf het, was dit in die kontant betalingsjoernaal. So as ons die check wil stop, moet ons dit in die kontant ontvangste joernaal aanteken. Ons sal aandui dat die check wat aan Olivetti uitgereik is, gekanselleer is en dat ons dit in die KOJ kanselleer om te wys dat ons nie meer die R400 in die bank het nie en nou skuld ons weer vir hierdie krediteur die R100. 'n Deposito van R2500 kom nie op die bankstaat voor nie. Dit beteken ons het hierdie deposito reeds in ons boeke aangeteken, maar die bank moet dit nog aanteken. Enige inskrywing wat die bank nog moet voltooi, word op die bankrekonsiliasiestaat aangeteken. Wanneer ons 'n deposito doen, word dit op die bank in die debietkant aangeteken. In die bank se boeke sal hierdie uitstaande deposito aan die kredietkant verskyn. Check nommer 541 wat aan Pretor uitgereik is vir huur van R400 het in die pos verlore geraak. Hierdie check moet gekanselleer word en 'n nuwe check moet uitgereik word. So toe ons hierdie check oorspronklik uitgereik is, het ons dit in die kontant betalingsjoernaal uitgereik. Nou gaan ons hierdie check nommer 541 moet kanselleer in die kontant ontvangste joernaal en dan gaan ons 'n nuwe check uitreik in die kontant betalingsjoernaal. In die kontant ontvangste joernaal kanselleer ons die check wat aan Pretor uitgereik was vir R400 en die oorspronklike inskrywing was huurdebiet, bankkrediet. So nou moet ons dit omswaai, so bank word gedebiteer en huur word gekrediteer. Dan reik ons 'n nuwe check nommer 591 uit en dit vervang hierdie vorige check en dit beteken nou word geld weer uit die bank uitgehaal en ons gaan wys, ons gaan hier weer debiteer. Omdat hierdie check nou net uitgereik is, beteken dit dat ons gaan dit in die bankversoeningsstaat moet aanteken as 'n uitstaande check. En ons sal dus in die bankversoening wys dat check nommer 591 vir R400 uitgereik is wat in die toekoms uitbetaal sal word. Neem asseblief in aanmerking dat ek nie al die inskrywings voltooi het nie, aangesien ek die vraag korter wou maak sodat ons meer aandag kan gee aan die transaksies wat normaalweg vir julle moeilik is. So ek het niks inligting gegee oor hierdie uitstaande bedrae in die vorige bankrekonsiliasiestaat nie en ook is daar sekere transaksies wat ek nie aandag aan gegee het nie. So julle moet net konsentreer op die transaksies wat aangedui is in die vraag.